Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om saam te sing 'n loflied, Gesang 249, Gesang 249. Daarvan sing ons die eerste en die vierde vers, Gesang 249, vers 1 en vers 4. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Gesang 270. Daarvan gaan ons die eerste en die tweede vers sing nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan kan u ook so lank 'n boekmerk insit by Gesang 240. Daarvan gaan ons vers 1, 2 en 3 sing. Al die vers van Gesang 240 nadat ons na die wet van die Here geluister of verskoon tog dat ons geloof bely het. Dis Gesang 270 vers 1 en 2 na die wet van die Here en Gesang 240 vers 1, 2 en 3 na die geloofsbelydenis. Broers en susters, kom ons luister dan nou vanmôre met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons opgeteken het in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Jy wat slaap en staan op uit die dood, laat Christus se lig in jou lewe. Hy wek jou en roep jou, o mens in jou nood. Hy oordeel as regter vir ewe. Verdwyn met sy duister, die lig van genade met blydskap begroot, skyn lankal op aarde met luister. Jou roeping is heilig en heerlik jou naam, maar ontwaak dan ontwaak. Broers en susters, die woord van die Here leer ons dat enige iemand wat nie die Here ken nie, en die Here Jesus Christus nie aan sy verlosser en saligmaker is nie, of erken nie, dat daardie persoon net so goed soos dood is, omdat hy nie die Here ken en nie die lewe ken nie. Maar elke een wat glo en bely dat Jesus Christus die Seun van God is, ervaar die lewe en is lewendig deur die genadegawe van God. Dit staan vir ons geskryf in Romeine 6 vers 23, daar staan, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En omdat ons glo in God drie-enig en glo dat ons lewe deur sy genade, kom ons bely dan ons ongetwyfelde geloof deur die woorde van die 12 artikels en elkeen wat dit glo, spreek die volgende in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig,
gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Hy is genadig en magtig, die bewaker van ons heil. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aan die Vader sal bid, sy aardig vlak van God. Leer ons wat is liefde, met sy groot gebod. Stuur hy ons ook uit. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Aan die Heilige Gees ons dank lied, hy wat ons leer glo en bid. Hy kom lei ons in die waarheid, ons sal uitbesit. Hy laat eer ons die leer ons doen wat liefde vra. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, vir onverdiende seën. Broers en susters, u kan so lank in die Bybels oopmaak, want die woord van die Here kom vanmôre tot ons in Markus 6. Daarvan gaan ons saam lees vanaf die 30ste vers tot die 44ste vers. Vers 30 tot 44. Markus 6 vanaf vers 30 tot 44 met die teksverse vir vanmôre, vers 34 en dan 41 en 42. Maar met die woord so geopen voor ons, kom ons bid saam tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons vanoggend voor U kan staan. U is groot en heilig. U naam wek vrees onder die ganse aarde. Maar ons wil U dank dat ons kan weet, dat in die geloof hoef ons nie te vrees nie, maar dat ons U in liefde sal dien. Gee ons die liefde, sodat ons U daarmee kan lief hê, en ook ons naaste. Ons wil U vra dat U vanoggend met ons sal wees, spreek met U Heilige Gees in ons harte, dat U wat die goeie herder is, ons ook sal lei waar daar rus is, en vrede, en verlossing. Dat ons die genade van U sal ontvang, en sal weet U is in beheer van alles. Nie net die klein dinge nie, nie net die groot dinge nie, maar van alles klein en groot. Ons wil U vra dat U ons sal lei en sal bewaar.
gee ons ook die genade om die getuienis aangaande Jesus Christus die Seun in ons harte te ervaar, dat dit 'n lewende geloof vir ons sal wees. Dat ons ook gelei sal word, en dat ons nie net sal rondwandel soos skape wat nie 'n herder het nie, maar dat ons U sal ken. En daarom wil ons U dank vir die genade wat ons nie verdien nie. En ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die groot en heilige naam en die genade van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord of lees saam met die woord van die Here in Markus 6 vanaf die 30ste vers. Markus 6 vers 30. Ja, net gou so voordat ek daar lees, u sal sien wanneer ons nou hierdie gedeelte lees, word daar verwys na die disippels as apostels. Nou, die disippels word eers apostels genoem nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, maar nou skielik hierso word hulle apostels genoem nog lank voordat hulle Jesus opgevaar het, nog voordat hulle regtig besef het Jesus is die Messias. Nou die rede daarvoor, die woord apostel beteken gestuurde. En net voor hierdie gedeelte in Markus 6, of voor Markus 6, het die Here die disippels uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig aan die mense, en so het hulle uitgegaan en nou het hulle teruggekom. En dit is wanneer hy hulle apostels noem, want hulle was vir daai oomblik gestuurdes, en die woord apostel beteken nie gestuurde in die algemene sin nie, maar dit beteken slegs gestuurde wat spesifiek deur Jesus Christus gestuur was, wat Jesus Christus fisies gesien het. So kom ons lees dan nou van vers 30 af. En die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie, want daar was baie wat kom en gaan. En hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. En die skare het hulle sien weggaan en baie het hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uit saamgegaan en by hom vergader. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte. En hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop, en aan hulle gee om te eet. En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 en 2 visse. En hy het hulle beveel om almal klompies op die groen gras te laat sit. En hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disippels, om dit aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder almal verdeel, en almal het geëet en versadig geword. En hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse. En die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne, tot sover. Kom ons lees vir die teksverse, vers 34, 41 en 42. Vers 34.
En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Dan weer 41 en 42. Hy neem toe die 5 brode en 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En hy breek die brode en gee dit aan sy disippels om aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder almal verdeel. En almal het geëet en versadig geword. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, hierdie gedeelte wat ons gelees het, bring 'n sterk herdermotief deur. Maar vir ons is dit eintlik vandag 'n bietjie moeilik om te verstaan wat Jesus werklik met herder en skape bedoel. Want jy sien, dit wat ons as skape ken, en kom ons sê dit maar, ons ken nie meer vandag regtig herders nie, ons ken iemand soos 'n skaapboer. En 'n skaapboer en 'n herder is nie eintlik dieselfde ding nie. Hoe ons dit vandag ken, en die van u wat met skape boer sal ook weet, die skape loop daar in die veld, hulle is omhein, hulle het water, hulle het gras en hulle is versorg en hulle is gelukkig. En die skape voorsien vir hulle self eintlik, hulle is veilig. En vandag se skaapboere is heeltemal anders as 'n skaapherder in die tyd van Jesus. Selfs, kom ek stel dit eintlik so, as 'n skaapherder wat vandag selfs nog in daardie landstreek woon. Nou die rede hoekom ons idee van 'n skaapboer en die idee van 'n skaapherder in Palestina soveel verskil met ons, is die tipe landskap waarin ons woon en die tipe landskap waarin hulle woon. Nou ons is gewoond daaraan, hier in die Tsitsikamma is dit baie vrugbaar, die beeste word mooi versorg, selfs in die Suurveld is daar gewoonlik genoeg gras as dit reën, en so kan die skape gaan en hulle word van kamp na kamp gestuur om te wei. Maar wanneer ons na Israel kyk, is dit heeltemal 'n ander konsep waarmee ons te doen kry. Israel was grootliks 'n woestynland gewees, maar ook 'n geweldig vrugbare land. Hy was, dit is eintlik moeilik om te verstaan, 'n woestyn en geweldig vrugbare land. Hy het in die vrugbare halfmaanstreek gelê. Nou dit is, as 'n mens op die kaart kyk van Israel, dan was dit so halfmaan eintlik wat, kyk, die Sahara woestyn kom uit Afrika uit, dan gaan hy oor die Suezkanaal, soos wat ons hom vandag ken, daar na Israel se kant toe, selfs na die ooste se kant toe, en baie groot woestyn, daai so die Sinai woestyn wat dan daar lê waarin Israel gewandel het, en die groot woestyn is dan baie, en dan is daar 'n klein halfmaanstreek wat baie vrugbaar is. Dit lyk so, as jy op 'n kaart kyk, lyk die vrugbare halfmaanstreek soos 'n halfmaan eintlik. En Israel lê in hierdie vrugbare halfmaanstreek. Maar die probleem met hierdie gedeelte is dat die vrugbare stukke is nie altyd sommer net bereikbaar nie. As jy 'n skaap sommer net gelos het hy nie geweet waarom die vrugbare gedeeltes te kry nie. En 'n skaap sou gevrek het, daai tyd was, en selfs in vandag se tyd as jy daarna toe gaan, sê jy nog steeds skaapherders kry, want 'n skaapherder is vir kardinale belang in daardie omgewing vir die skape om te oorleef. Omdat die weiding baie keer ver uit mekaar uit is, het hulle basies, sou dit gebeur het, dat al die skape van 'n spesifieke dorp, die dorp sou moontlik 'n paar herders gehuur het, en hulle sou die skape opgepas het. Soms was daar iemand wat ryk genoeg was om sy eie herder te hê, of iemand wat te arm was om 'n herder te huur wat maar sy eie skape gehad, maar gewoonlik het die herder ook sy eie skape tussen die dorp se skape gehad. En dit was dan hulle taak om hierdie skape op te pas, en hulle dan van gebied na gebied te skuif, om hulle by die groen gras uit te kry. Hulle sou hulle na 'n groen gras gedeelte toe gevat het, en dan dit laag gevreet totdat die gras klaar was,
En dan moes hulle met hulle weer deur 'n gedeelte van die woestyn of onvrugbare land trek, na 'n ander vrugbare gedeelte, of waar daar 'n oase was, of na die Jordaanstreek toe wat 'n baie vrugbare streek was. So moes hulle die hele tyd met die skape rondgetrek. Ook as gevolg daarvan, daar was ook nie baie riviere gewees nie, daar is ook nie baie oppervlakwater nie, daar is plekke in die land wat baie het, maar die algemeen in Israel was, dat hulle van putte afhanklik was. Dis hoekom die putte in die Bybel ook baie opmerksaam is, dat 'n mens baie van die putte lees, en dat dit ook saamkomplekke was, en belangrike plekke was. Want dit was waar hulle hoofwaterbron gewees. Maar ek kan nou dink, 'n skaap kan nie, soos in ons tyd, soos wat hy vandag na 'n krib toe gaan en self water drink nie, so kon die skaap nou nie in daardie tyd na die put toe gaan en self water drink nie. Hy was heeltemal afhanklik van sy herder gewees. Sy herder moes fisies water uit die put uit skep en vir die skape in 'n krib gooi, sodat die skape kan drink. Nou, 'n skaap in daardie wêreld was afhanklik vir sy herder vir alles wat hy nodig gehad het. Ek kan maar dink, want ons lees baie keer in die Bybel van hoe die Here, soos byvoorbeeld Psalm 23 wat sê die Here is ons herder, en dan word daar ook nou 'n bietjie klem gelê op die Here wat sy skape lei, en vir ons is dit bietjie vreemd, ons jaag die skape iewers heen, maar daarso is hulle gelei, want die skape het geweet, as hulle wil oorleef, moet hulle agter die herder aanstap, dis die enigste manier hoe hulle dit kon doen. So daarso, selfs die skape het anders opgetree as ons skape. Die herders was anders as ons skaapboere, en die skape is anders as ons skape. Hulle het agter die herder aangeloop, en hulle het sy stem geken en hom gevolg oral waar hy gaan, want as hulle dit nie gedoen het nie, het hulle van die honger en dors gevrek in die woestyn. Nou, Jesus kom met hierdie gedeelte, of eintlik Markus, wanneer hy hierdie gedeelte oor Jesus skryf, dan gebruik hy die herdermotief om vir ons te beskryf wat hierso aan die gang is. Eintlik wat Jesus besig is om vir sy disippels te leer. Wanneer Jesus die groot skare sien, dan vergelyk hy hulle met skape, dat hulle so skape is sonder 'n herder. Nou, soos die rede hoekom ek nou juist verduidelik het hoe belangrik 'n herder was, sodat u hierdie prentjie in die kop kan sien. As daar skape sonder 'n herder was in Israel, sou daardie skape rondgedwaal het in die woestyn, nie geweet het waarheen om te gaan. Hulle sou hierdie kant toe en daardie kant toe gegaan het. Hulle almal sou mekaar gevolg het en niemand sou geweet het waarheen om te gaan nie. As hulle gelukkig genoeg was om 'n put op te spoor, sou hulle droëbek gestaan het, want daar was niemand om vir hulle water te gee. En so sou hulle heen en weer gegaan het, op soek na kos en water, en hulle sou eventueel gevrek het van die honger en dors in die woestyn. En nou wanneer Jesus die mense vergelyk met 'n trop skape sonder 'n herder, is dit die prentjie wat ons in ons kop moet hê. Hierdie skape wat nie weet waarheen om te gaan nie, wat eintlik die gevaar staan om te vrek van die honger en dors. Hierdie mense word so vergelyk in die simboliese sin, want hulle stap agter Jesus aan. Jy kan nou maar dink wat hier aan die gang is. Jesus en sy disippels gaan na 'n verlate plek toe, net sodat hulle bietjie kan rus kry en 'n tyd kry om te eet, want die skare is so agter hulle aan dat hulle nie kans kry om te rus en te eet nie. Hulle gaan juist na die verlate plek toe, en selfs dan volg hierdie mense hulle so skape en is honger vir die woord van die Here. En die oomblik toe Jesus hulle sien en hy sien hierdie prent van skape en hy vergelyk hulle met 'n herderlose skape, kry hy hulle innig jammer en hy begin hulle leer. Met ander woorde, wat hier gebeur, Jesus sien hierdie mense is herderloos en hy neem hulle aan as herder. En alles wat Jesus van hier af verder doen, is om daardie motief van die herder
vir sy disippels en vir die skare en vir ons te verduidelik. Nou die disippels kom aan die einde van die dag na Jesus toe, nadat Jesus hierdie mense baie dinge geleer het. Die Bybel sê nie vir ons wat hy vir hulle geleer het nie, maar die boodskap wat die Here hier vir ons bring, is nie wat hy vir hulle geleer het nie, maar wat hy met hulle leer. En die disippels kom na hom toe en hulle sê vir hom, Here, laat ons hierdie mense wegstuur, dat hulle vir hulle kan gaan brood koop by die buitewyk, want onthou hulle is by 'n verlate plek, waar hulle net bietjie wou kans gehad het om te eet, en hulle het toe nou nie kans gehad nie. En hulle sê, laat hierdie mense, want net soos ons is hulle in 'n verlate plek, en hulle het nie vir hulle kos saamgebring nie, dat hulle vir hulle gaan kos koop. En Jesus sê vir hulle, gee julle vir hulle kos. Met ander woorde, kom ons gee vir hulle kos. Nou, dit maak amper nie sin wat Jesus hier sê nie. Dit is oor die 5000 mans, hoeveel vroue en kinders weet ons nie. En Jesus sê, kom ons gee vir hulle kos. Die disippels se reaksie is, met ons vir 200 pennings vir hulle gaan kos koop. Dit wil nie voorkom of dit 'n reaksie was, dat hulle sê, Jesus, is onmoontlik nie. Hulle sê, as dit volgens u genoeg is, sal ons dit gaan doen. Dis die tipe reaksie wat hulle gee. En Jesus sê vir hulle, nee, dit is nie eers nodig nie. Gaan kyk hoeveel brode het julle. Hulle gaan kyk, hulle het 5 en 2 visse. En Jesus sê vir hulle, nadat hy dank en hy verdeel die brood en laat hulle in groepe van 150, groepies van 100 en groepies van 50 sit, en hy breek die brood en die vis en hy deel dit vir hulle uit, en daar's genoeg. Maar daar is so 'n stukkie wat ek uitgelos het, wat die herdermotief ook net vir ons beter deurbring. Wanneer hy vir hulle sê, hulle moet op die gras gaan sit, die normale manier om te sê wat daar gesê word is, sê, laat hulle op die gras sit. Maar dan kom Jesus en hy sê vir hulle, laat hulle op die groen gras sit. Hierdie hele gedeelte laat mense amper terugdink aan Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde en aan waters waar rus is, lei hy my heen. Dit is waaraan hierdie gedeelte my laat dink. Wanneer hy hulle op die groen gras laat sit, en wat doen die Here na hulle? Hy gee vir hulle rus, en hy gee vir hulle brood. Hy gee vir hulle iets om te eet. En heeltyd laat dit 'n mens aan hierdie herder dink. Hierdie mense het nie 'n herder nie. Skielik kom Jesus. Hy leer hulle die heel dag lank uit die woord van die Here, en dan kom hy met hierdie simboliese wonderwerke, letterlike wonderwerk wat simboliese betekenis het. En hy gee vir hulle hierdie bemoediging. Hy gee vir hulle kos, laat hulle op die groen gras sit, en hy gee vir hulle rus. Nou wat die doel van Jesus is, onthou, ons het laasweek gesien, toe Jesus die storms stil gemaak het, het ons gesien dat die disippels nog nie regtig besef het wie Jesus is nie. Hoewel hulle hier al 'n beter idee het, het hulle nog steeds nie heeltemal 'n volledige idee wie Jesus werklik is nie. En nou kom Jesus met hierdie gedeelte, wil hy vir die disippels nog daai volgende stukkie leer van wie hy is. Hy het hulle nou al reeds geleer, hy is die een wat die natuur beheer. Nou wil hy vir hulle leer dat hy die goeie herder is. Die goeie herder waarvan Dawid geprofeteer het in Psalm 23. En so kom die Here om hulle te leer met hierdie wonderwerk. Nou wat interessant is om hier op te merk, is dat Jesus nie hier uitgebeeld word as 'n herder nie. Maar hy word uitgebeeld as die goeie herder. So wanneer hy sy skape lei of versorg, doen hy dit nie soos wat 'n herder dit doen nie. 'n Herder voorsien vir sy skape wat hy nodig het. Maar wat doen die goeie herder? Die goeie herder voorsien 'n feesmaal. En so kan ons sien wanneer Jesus hier vir hulle brood verskaf. Hy gee nie vir hulle genoeg om net vir hulle kos te gee. Genoeg dat hulle nie doodgaan nie. Want dit is maar hoe die skape daai tyd baie keer gewy het in die moeilike
weiveld wat Israel is. Hulle het maar gewoonlik of baie keer maar net genoeg gehad. Dis hoekom hulle almal 'n vetgemaakte kalf gehad het en 'n vetgemaakte lam, afhangende of hulle met skape of beeste gehad het. Want die ander was nou maar baie keer maar gewees en nie lekker om te eet nie, so jy eet hulle maar net wanneer jy nodig het om te eet, maar vir 'n feesmaal het jy die vetgemaakte een geslag. Nou, Jesus doen hierdie wonderwerk en hy gee vir hulle in oorvloed. Hulle tel na die tyd 12 mandjies van die kos oor wat oorgebly het. As Jesus voorsien hy in oorvloedige feestelike proporsies. Maar dit laat ons nou met die vraag, maar wat van hierna? Wat het hierna van die skare geword? Wat het geword van hulle goeie herder wat vir hulle versorg het? Was hulle maar net daarna weer so skape wat sonder 'n herder in die woestyn dwaal? Nadat Jesus vir hulle kos gegee het. En nadat hulle huis toe gegaan het. Ons moet eintlik bietjie mooi dink oor hoekom die skare na Jesus toe gekom het. Die skare het nie na Jesus toe gekom sodat hy vir hulle kos kan gee nie. Hulle was nie honger gewees toe soek hulle hom en vra vir kos nie. Want 'n mens, omdat hierdie wonderwerk gebeur, is dit gewoonlik waar mens stop. En mens stop hierso by fisies die letterlike gebeurtenisse sê, die Here het vir hulle op 'n wonderbaarlike wyse kos gegee. Maar dis nie hoekom die skare daar was nie. Dis nie hoekom hulle soos 'n trop skape sonder 'n herder gelyk het. Hulle het nie herderloos gelyk omdat hulle honger was nie. Hulle het 10 reeds geëet, want dit was nog vroeg die dag en eers laat die aand of die vroeë aand of laat middag het Jesus eers vir hulle kos gegee. So die vraag wat ons moet vra is, wat se kos of wat het hulle by die Here kom soek? Die antwoord was, hulle het geestelike vervulling kom soek. Hulle het geestelike leiding kom soek. Hulle het nie 'n herder kom soek wat vir hulle fisies kos gee nie. Hulle het die goeie herder kom soek wat vir hulle die brood van die lewe gee. Hulle het na hom toe gekom dat hy hulle sou voed met die woord van God, met die brood van die lewe. Maar onthou, Jesus is nie die herder nie. Hy is die goeie herder. So hy kom en gee nie net vir hulle wat hulle nodig het nie. Hy gee vir hulle eers wat hulle nodig het. Hulle het 'n behoefte vir die woord van God en hy leer hulle die heel dag. Kan maar dink ook net hoe wonderlik dit nie sou gewees het as ons een van daai soekende skare was en daar moes gesit het en woorde hoor wat jy jou hele lewe lank wou hoor. En dat daai woorde so vervullend is dat jy bereid is om daar te sit en al word jy honger, nie eers te loop om vir jou kos te gaan soek nie, want die woorde is genoeg. Dit is eintlik wat daar gebeur het. Dit is so 'n kragtige woord wat die Here kry, dat die mense net nie kon, wat die Here gebring het, dat die mense net nie genoeg kon verhoor van wat hy sê nie. En so voed die Here hulle. Maar hy gee nog nie vir hulle 'n feesmaal nie. Hy is die goeie herder, hy moet vir hulle 'n feesmaal gee. Dis wat die goeie herder doen. Maar die feesmaal laat ons met 'n probleem. Want u sien, 'n feesmaal veral in daardie tyd of vandag se tyd nog steeds is 'n geweldige duur ding. En die Here kom en hy gee dit aan sy kudde verniet. Hy gee dit heeltemal verniet aan sy kudde. En dis eintlik, wanneer 'n mens hierdie gedeelte vertel, dat die Here aan sy kudde 'n feesmaal gee, dan begin ons eintlik te doen kry met 'n baie vreemde begrip wat die Here deurbring. Wat 'n herder in sy regte verstand gee vir sy skape 'n feesmaal? Veral as 'n mens kyk, wat is die koste van 'n feesmaal? Wat was die idee van 'n feesmaal daardie tyd? Ek het nou verduidelik. As jy 'n feesmaal hou, dan slag jy nie 'n skaap nie. Jy slag die vetgemaakte lam of die vetgemaakte kalf. Die koste van 'n feesmaal was geweldig duur gewees.
Maar die oomblik wat 'n mens nou daaraan dink, skielik klink 'n feesmaal nie meer so aanloklik vir jou as jy 'n skaap is nie. Want die skaap moet geslag word vir die feesmaal, en as ons nou 'n bietjie dink, maar wag bietjie, het die Here Jesus ons nie nou net vergelyk met skape nie. En nou word daar vir ons gesê, maar die koste van 'n feesmaal is die lewe van die skaap. Dit is geweldige koste as jy 'n skaap is. En as jy nou nog 'n maarskaap is, gaan daar 'n klomp van julle moet geslag word, of 'n klomp van ons moet geslag word. As ons die vetgemaakte kalf is, dan daarom nou nie so baie nie, maar ongeag. Dis die koste van 'n feesmaal, die lewe van die skape. Maar wat is die feesmaal waarvan die Here ons beloof? Nou die feesmaal lees ons op talle plekke in die Bybel, dit is die bruilofsmaal. Die bruilofsmaal van Christus waarna ons uitgenooi word as die eregaste, as die bruid, as die vir wie die feesmaal spesiaal gereël is. Maar hoe werk dit dan? Nou ons almal hoor uit die Bybel dat die Here vir ons hierdie feesmaal gratis gee, dat ons verlossing gratis is, dat ons verlossing sonder verdienste is. Met ander woorde, ons het nie 'n fisiese daad gedoen om dit te verdien nie, maar die Here kom gee ons dit uit genade. Maar die feit bly staan, niks is verniet nie. Iemand moet altyd daarvoor betaal. Iemand moet altyd betaal. So as daar 'n feesmaal gehou word, en Jesus hou 'n bruilofsmaal, is die vraag, wie betaal daarvoor? En die antwoord is dat die goeie herder is die een wat daarvoor betaal. Maar nou los dit ons nog steeds met 'n probleem. Hoe betaal hy daarvoor? Wat is die koste van die feesmaal, die lewe van die skaap? En nou kom die goeie herder en hy gee in die plek van sy skaap sy lewe vir die feesmaal. Jy kan sien, dit sal die hele idee van 'n feesmaal en van skaap en 'n herder op sy kop gegooi het van daai tyd. Want wat 'n herder, hoewel 'n herder dalk sy lewe sou gee om sy skape te beskerm, kom hierdie herder, die goeie herder, en hy gee sy lewe sodat sy skape 'n feesmaal kan hê. Maar daar is nog steeds 'n probleem. Wat sal 'n herder baat by 'n feesmaal waar die prys 'n skaap is? As 'n mens 'n vetgemaakte skaap moet hê of 'n vetgemaakte lam moet hê om feesmaal te hou, gaan 'n mens nie gelukkig wees met die vlees van 'n herder nie. Daarom gebeur daar iets besonders. Want jy sien, Jesus wat die goeie herder is, het sy skape so lief, dat hy na sy skape toe kom, nie as die herder nie, maar as die lam. Hy kom as die lam wat op Golgotha geslag word. Sy lewe word gegee ter wille van sy skape, ter wille van die feesmaal. Die prys vir hierdie feesmaal is nie 5 brode en 2 visse nie. Maar die prys daarvoor is die lewe van die volmaakte lam. Want jy sien, die verskil tussen 'n menslike herder en die goeie herder is soos wat Johannes 10 vers 11 sê, daar staan, ek is die goeie herder en die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. En daardie goeie herder het eers 'n skaap geword, 'n lam geword. Sodat hy 'n feesmaal kon hou. Maar kom ons bring dit na ons toe. Wat is die prys van die bruilofsmaal van Christus? Kom ek stel dit vir u so. Wat is die koste wat betaal moet word vir iemand om, as ek dit so kan noem, 'n kaartjie te ontvang na die bruilofsmaal van Christus? Wel, die antwoord is die lewe van 'n sondaar.
Met ander woorde, die lewe van die sondaar moet eers geneem word, voordat daardie persoon die feesmaal kan bywoon. Maar die probleem is, as jou lewe geneem word, kan jy nie meer die feesmaal bywoon nie. So wat was die prys gewees? Die lewe van die sondaar. Daarom kom Jesus Christus aarde toe. Hy word mens, volkome mens. Maar nou sê jy vir my, maar Jesus is nie 'n sondaar nie. Hoe kan sy offer dan goed genoeg wees as die prys die lewe van 'n sondaar is? En die antwoord kom daarin, hy gee sy lewe vir ons sondes. Met ander woorde, hy sterf 'n sondaars dood, asof hy die sondaar is, asof hy die een is wat al ons sondes gedoen het. Maar, daar is nog een ding van 'n herder wat ek nog nie verduidelik het nie. En dit is wat die hele begrip heeltemal verander. 'n Herder is die bron van sy skape se lewe. En wanneer ons by die goeie herder kom, is hy nie die bron net van die oorlewing van sy skape nie. Hy is die bron wat lewe gee. Met ander woorde, hy is die lewe. So wanneer hy op Golgotha aan die kruis sterf, is hy lewe. En wat gebeur wanneer hy aan die kruis sterf? Wanneer ons aan die kruis sterf as 'n sondaar, dan word ons lewe geneem. Maar wanneer Jesus Christus as die bron van lewe sondeloos aan die kruis sterf, in plaas daarvan dat sy lewe geneem word, word sy lewe gegee. En oorvloedig genoeg is daar, dat wanneer hy lewe gee, nie eers die dood mag oor hom het nie, en hy verslaan die dood, en hy oorwin dit. En so staan hy op, en so is dit heeltemal iets anders. Die herder gee sy lewe, of die goeie herder gee sy lewe vir sy skape. Maar hy oorwin die doodsgevaar, sodat hy lewe en sy skape in hom kan lewe. Want wat baat 'n dooie herder sy skape? Dan is hulle net weer herderloos. Maar Jesus is die ewige herder, die een wat nooit die dood smaak nie, omdat hy die bron van lewe is. En weet u, wat verander dit aan ons? Wat is die doel van skape? Hulle is of wolskape of slagskape, maar éventueel is alle skape kom neer op slagskape. Maar wanneer Jesus aan die kruis sterf, verander dit sy kudde, sodat ons nie meer slagskape is. Want Jesus was die slagskaap in ons plek. Die Here is nie net ons herder nie. Hy is die goeie herder. En omdat hy die goeie herder is, hoef ons nooit bekommerd te wees oor wat in hierdie lewe gebeur nie. Skape wat in Israel loop, wat 'n goeie herder het, hoef nooit bang te gewees het vir die wolwe nie. Hulle hoef nooit bang te gewees het vir wat ook al, vir leeu's of vir honger of vir dors nie. En nou word hierdie gedeelte kom leer ons, Jesus is ons volmaakte herder. Daardie brood wat hy daar vir daardie skare gegee het, hulle het weer honger geword. Maar die brood wat hy vir ons gee, is die brood van die lewe, sodat ons nooit weer honger hoef te word nie. Wanneer hy ons goeie herder is daardie bruilofsmaal nie net 'n fisiese punt waarheen ons gaan nie, maar 'n ewige deel van ons lewe, sodat ons altyd oorvloedig in Jesus Christus het, sodat ons altyd oorleef, oor niks hoef bekommerd te wees. Ek dink 'n bietjie daaraan, as ons weet, maak nie saak wat gebeur nie, goed of sleg, ek is besig om feesmaal te vier saam met my goeie herder. Ek is besig om oorvloediglik gevoed te word in gees. Wat is daar wat ons kan onderkry? Siekte, dood, honger. Wat is daar wat ons kan onderkry? As ons die kudde van die goeie herder is. Dit beteken ons is nie slagskape nie en niemand kan ons lewe neem nie. Want ons word gewaarborg deur die woord van God.
dat die wat deel in die bruilofsmaal van Christus, sal lewe tot in ewigheid. En hulle sal nooit sterf nie. Daarom hoef ons nooit bekommerd of bang te wees oor enigiets wat in hierdie lewe gebeur nie. Want ons Here Jesus is nie 'n skaapboer of 'n herder wat sy skape slag nie. Maar hy is die goeie herder wat sy lewe gee sodat sy skape kan lewe. Hy is die een wat sy lewe gee sodat ons wat God se kinders is, lewe in oorvloed kan hê, sodat ons kan feesmaal hou saam met die lam wat in ons plek geslag is. En daarom wanneer ons vandag na die woord van die Here kyk en ons kyk na Psalm 23, ons kyk na die hele herdermotief wat deur die hele Bybel kom en die gedeelte sê vir ons die Here is jou herder. Weet jy wat beteken dit? Die Here is jou herder, maar jy's nie meer sy slagskaap nie, maar eerder 'n gas, 'n eregas by die feesmaal waarvoor hy met sy lewe betaal het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U wat groot en heilig is, ons staan vanoggend voor U. U wat U seun gestuur het, nie as 'n herder nie, maar as die goeie herder. Dankie dat ons nie meer deur die woestyn, deur hierdie sondige lewe hoef te wandel, so skape wat geen herder het nie. Maar U is ons herder, ons goeie herder. Ons verdien nie dat U seun Jesus Christus aan die kruis gesterf het, dat hy die lam moet wees om geslag te word nie. Maar ons is nie voldoende vir daardie feesmaal. Daarom het U in U groot oneindige liefde ons genadig gegee en die lewe van U in die vorm van Jesus Christus gegee, sodat ons kan lewe in oorvloed. Dankie dat U nie net vir ons genoeg gee nie, maar dat U vir ons in die proporsies van 'n feesmaal gee. Lei ons deur U Gees, dat ons sal vashou, dat ons nie sal bang en bekommerd wees oor wat hierdie wêreld vir ons bring nie, maar dat ons sal weet, U is in beheer, en dat ons ook sal besef, dat om te sê dat U die goeie herder is nie sommer maar net 'n mooi woordjie nie, maar dit sê soveel meer. Dit sê, dat ons kan altyd op U vertrou, selfs al gaan dit goed, en selfs al gaan dit sleg. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Psalm 23. Psalm 23 sing ons die eerste en die derde vers, maar ons gaan die tweede beruiming sing. Is dit moontlik dat ons hom op die wysie van die eerste beruiming kan sing? Ja. Ons sing hom op die wysie van die eerste beruiming, maar ons sing die tweede beruiming van Psalm 23, vers 1 en vers 3. My herder, hy behoed my, niks sal my ontbreek, sy ryke volheid voed my, so sag en soet, sy sal my leide, langs stille water, stroom en groene weide. Hy sterk my siel en lei my swaar
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.